Goeiemôre gemeente. Ons wil net van hierdie geleentheid gebruik maak om vir Dominee Christie en vir Christel te sê, baie welkom. Ons is baie bly julle is hier. Hulle was 9 jaar, vir die ouens van julle wat nie weet nie, hulle was vir 9 jaar hier by ons in die gemeente. Ons kinders aangeneem, oorgestel. So, ons sien uit na die boodskap. Dank. Baie dankie vir die verwelkoming, Hans. Dit is regtig vir ons 'n voorreg om hier te wees. En dit is vir my ook 'n besondere voorreg om vanoggend ook hier op die kansel te staan in hierdie pragtige kerkgebou en die baie bekende gesigte. Ek het al baie van u gegroet, maar vir Henny julle daar agter en vir Dani en so aan het ek my nog nie persoonlike handdruk gegee nie. En baie dankie dat u vanoggend hier is. Hans, gaan jy die kerse nou aansteek, of by watter geleentheid? Ja, kom ons doen dit nou. En terwyl Hans daarmee besig is, dit is 'n pragtige simbool hierdie, want die kers, die simbool van lig, is die simbool van energie, dis die simbool van lewe, maar bo alles is dit die simbool van lig wat die duisternis verdryf. En so het Jesus Christus deur sy lyding en sy dood aan die kruis, het hy ook ons duisternis, ons sonde verdryf. Ek is ook gevra om net aan die begin te sê dat daar na die tyd iets te drinke sal wees in die klein kerkie, neem ek aan. Dit is die plek waar dit sal plaasvind. Wanneer ons later die seëngroet doen, dan sal u sien, daar is op die skerm gemerk, watter dele van die seëngroet u aan deelneem. Met ander woorde, dan sê u dit almal hardop saam. En ook later, by die geloofsbelijdenis, is daar ook gedeeltes waar ek sal praat, en dan ook u almal, dit is ook duidelik gemerk op die skerm, sodat ons ook daaraan kan deelneem. Die foto is vanoggend geneem uit Psalm 42. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na u, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Genade en vrede vir julle van God die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ons loflied wat ons vanoggend sing, die eerste lied is Laat ons sing van ons Verlosser. Kom ons sing daar die strofe soos hulle op die bord verskyn. Deur sy kruis
vir die Here nodig om deur sy profeet Joël met die volk te praat. En dit is ook die Here wat die Here vir ons sê. Maar nou sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe. Pas, huil en treur. Skeur julle harte, nie julle klere nie. In daardie tyd, wanneer die mens 'n persoon baie teëslae gehad het, baie hartseer is, geskok is, bedroef is, het hulle in reaksie teen hierdie ontsteltenis hulle klere geskeur. Dit is 'n uiterlike handeling wat mense gedoen het. En dan sê die Here, by hom gaan dit nie oor die uiterlike mens nie. Dit gaan nie oor die uiterlike voorkoms en die uiterlike dade nie. Hy kyk na ons hart. En ons hart is die sentrum van ons lewe, van ons bedoelings, van ons oortuigings, van ons gesindheid. En daarom sê die Here, moenie julle klere skeur nie, skeur julle harte. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Dit is die wet van die Here. Dit is die wil van ons God, van ons Vader. En ons glo in hom. Kom ons staan nou, dan gaan ons op hierdie manier ons geloofsbelijdenis doen en ons bly staan vir die lied daarna. Ons sing eers die lied, ons Vader wat woon in die hemel, as ons toewydingslied, hoe ons dan ook ons harte skeur voor die Here. Ons kry baie voorbeelde van hoe individue letterlik met die woorde wat op die skerm is, hulle geloof bely. En kom ons bely dan ook, soos die mense van die Bybel, ons geloof in God. Ek glo saam met Dawid, die Here is my herder. Saam met Hosea, die Here is die almagtige God. Saam met Abraham,
God sal sy eie offerlam voorsien. Saam met Johannes die Doper, Jesus is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Saam met Simon Petrus, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Saam met Johannes, God is liefde. Saam met die Romeinse offisier, hierdie man is werklik die Seun van God. Saam met Paulus, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Saam met Thomas, my Here en my God. Ek sit weer. Ons maak die Here se woord vanoggend oop. Dit is lydenstyd. En die lydensgebeure is in die 4 evangelies op verskillende maniere aangeteken. En vanaf Johannes 14 en verder, eintlik al van hoofstuk 13, gaan dit nou oor Jesus se intree in Jerusalem en waar sy lyding begin en eindig met sy sterfte aan die kruis. Ons lees 'n paar verse in Johannes 14. Die hele gedeelte van vers 1 tot vers 27 is 'n bietjie lank. Toe het ek 'n seleksie gemaak om op die verse te fokus waarop ons ook in die erediens gaan fokus. Ek wil net vir u noem dat let op die woorde van vers 1, julle moet nie ontsteld wees nie, is ook presies dieselfde woorde waarmee Jesus dan ook afsluit in vers 27. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie. Hierdie gedeelte, hierdie perikoop, begin met die woorde van Jesus, julle moet nie ontsteld wees nie. En dit eindig daarmee. Maar dan wil ek ook vra dat jy spesifiek sal oplet. Wie is die karakters? Die disippels is daar, Jesus is daar, en 4 ander individue. En dit is nie net Jesus wat hier te sprake is nie, maar hy verwys ook pertinent na die Heilige Gees. Let asseblief daarop, so ver ons lees. Kom ons buig eers ons hoofde in gebed. Here, dankie dat u woord vir ons gee. U woord is vir ons die lig op ons pad. U woord is soos 'n hamer wat die hardste hart kan breek. U woord is 'n tweesnydende swaard wat die kwaad kan ontbloot, maar ook ons goeie gesindheid kan ontbloot. En u woord is soos heuning. Dit is soet as ons dit eet. U woord is ook soos lewende water. En nou sit ons verwagting, Here, want u beloof dit, al is ons maar net 2 of 3 in u naam bymekaar, is u in ons midde. En u woord is die swaard van die Heilige Gees. En ons gebed is dat wanneer ons hier sal weggaan, dat ons werklik sal weet, God het met my gepraat. Dit is sy woord en ek het hom vanoggend gehoor. Here, nie my woorde, my gedagtes en my stem nie, laat dit maar net 'n instrument wees. Dit bid ons in nederige afhanklikheid in die naam van ons verlosser, die koning van die kerk en die koning van ons harte. Amen. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here,
wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, vers 11, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam, die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. In hierdie gedeelte waar ons nou hoor, dat Jesus sê, moenie bang wees nie, moenie ontsteld wees nie. Begin hierdie perikoop daarmee en eindig daarmee. Met ander woorde, die vers loop soos 'n ring. Hy noem die stelling, dan brei hy uit daarop, dan sluit dit weer daarmee af. En so ringskommissie in die literatuur dui dan ook vir ons, wat is die skopus? Wat is die fokus? Eintlik, wat is die tema van hierdie gedeelte? En omdat dit oor ontsteltenis gaan, julle moenie ontsteld wees nie, is dit ons tema. Jesus bestry ontsteltenis. Dit doen hy in hierdie gedeelte. Ontsteltenis het 'n betekenis skakering. Dit is nie sinonieme nie, maar as 'n mens in 'n Thesaurus woordeboek gaan kyk, dan is daar baie ander betekenisverwante woorde aan die woord ontsteltenis. En ons ken dit, dit het al met jou gebeur. Iemand het jou bedrieg, iemand het jou lewe bedreig, jou huis het afgebrand, iemand in jou familie sterf onverwags, daar is kommer, daar is droefheid. Die uitslag by die mediese dokter is sleg. Nou wat is hierdie betekenisnuances van ontsteltenis? Woorde wat met ontsteltenis gepaard gaan is verbuisterd, geskok, verbitterd, verpletterd, verward, ontsteld, beroerd, wroegend, gebroke, morbied, depressief, bedroevend, doodsbenouend, kommer, angs en gebrokenheid. Ontsteltenis en al hierdie baie woorde breek 'n mens af. Dit dreig om jou geloofsoë dof te maak. Daarom sê Jesus 2 keer vir sy disippels, julle moet nie ontsteld wees nie. Hoe bestry Jesus ontsteltenis? Nou hierdie verse, tussen vers 1 en vers 27, as ons nou daarop ingaan en vra,
Maar wat lees ons hier? Hoe bestry Jesus u en my ontsteltenis? Dan is dit in die eerste paar gedeeltes baie belangrik. Jesus bestry jou en my ontsteltenis deur sy opofferende deernis. Nou, in die konteks hier, het Jesus geweet, hy het geweet, hy's nou in Jerusalem, die laaste keer, en môre, vandag het hulle ontvang, die hofsaake, en môre gaan hulle hom kruisig. Hy weet, die dood lê vir hom voor. Maar hy weet ook, dat hierdie mense vir wie hy omgee, hierdie groep disippels, sy volgelinge, dat hulle verskriklik ontsteld sal wees oor die dood, die wrede, aaklige dood, waarmee hulle Here en Herder gaan sterf. Hy besef, hulle het nog nie 'n idee wat vir hulle wag nie, en daarom berei hy hulle voor. Julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. Hy het eintlik die bemoediging nodig. Hy gaan hierdie verskriklike dood tegemoet. Hulle moes hom eintlik bystaan. Hulle moes aan hom deernis bewys. Maar omdat hy weet wat op hulle wag, bewys hy aan hulle deernis. Praat hy hulle moed in. Ons noem dit opofferende deernis. Om dit te verduidelik, wil ek net 'n verhaaltjie vertel, en ek dink ek het hierdie verhaaltjie 'n hele paar jaar gelede ook hier vertel. Dit is die storie van 'n seentjie en 'n dogtertjie, wat saam met hulle pappa en mamma, daar diep in die platteland, op 'n plaas groot geword het. Hulle was jong, en die tweetjies was verskriklik gelukkig in mekaar se teenwoordigheid. Nooit verveeld op die plaas nie. As hulle nie die lammertjies melk gee nie, dan help hulle met die kalfies. En as hulle nie daarmee besig is nie, dan speel hulle lekker saam in hulle boomhuis. En dan was daar ook 'n groot hoop hooi, en hulle het op die hoop gespring en gespeel. En eendag val die seentjie so in 'n diep holte in die hooi, en hy raak heeltemal weg. En sy sussie skrik, maar hy kom en hy steek sy kop uit, en hy spoeg 'n klomp hooi uit sy mond. Toe het hulle eers lekker saam gelag. En toe gebeur dit, dat sy oud genoeg is om skool toe te gaan. En die naaste skool is 170 kilometer van hulle plaas. Haar pappa en mamma het baie planne gemaak, hulle het baie dinge oorweeg, maar die enigste oplossing was dat sus koshuis toe moes gaan. Die dag toe hulle ry om haar te gaan inskryf op pad koshuis toe, was almal stil in die motor. En sy het gewonder, wat wag op my? Gaan die menere en die juffrouens kwaai wees? Lelik wees met my? Sy ken niemand wat in daardie skool gaan wees nie. Al die kinders, al die maatjies, is vreemd. Gaan hulle dalk met haar baklei? En sy kan nie elke dag huis toe kom nie. Wanneer sien sy weer vir pappa en mamma? En toe hulle stilhou en sy die groot koshuis en skool sien, met die baie stoepe en die baie gange, was sy bang sy gaan verdwaal. En daar is ook die verskriklike klomp lokale, al die kinders en al die groot mense was vir haar totaal vreemd. Nadat hulle haar kleertjies en haar goedjies in haar kamer weggepak het, en mamma die beskuit en die biltong in die kas gesit het, en 'n pragtige gordyntjie aangehang het, en die ou skoolse dowwe gordyne afgehaal het, moes hulle groet. Hulle is daar na die motor toe, en toe die knop in haar keel, of sy
grootste is, en sy dit amper nie meer kan hanteer nie, toe sien sy in haar boetie die trane in sy oë. En wat doen sy? Sy gaan na hom toe, en sy vat hom so om die nek en die een handjie om die kop, en sy sê vir hom, elke keer as jy die lammetjies gaan melk gee, dan moet jy aan my dink. En jy kan my sambreeltjie ook gebruik as dit reën. En as jy alleen daar op die hooibaal spring, dink hoe lekker ons saam gelag het. Dink aan my. Dink ook hoe ons saam na die sterre gekyk het. En dan, as dit aan die aand begin donker is en die sterre skyn, en jy is op die plaas en ek is hier in die koshuis, dan moet jy daar op die plaas kyk na die sterre, en ek sal hier ook kyk na die sterre, en dan gaan ons kyk 'n kruis, en ons gaan by mekaar wees. En net toe glimlag hy, toe sy getroos. Wat het hier gebeur? Hierdie is opofferende deernis. Sy het die vertroosting en die deernis so nodig gehad, maar sy het dit prys gegee. Sy wat dit nodig het, gee dit prys en gee dit vir haar boetie. En dit is wat hier gebeur. Jesus sien hulle meer. Syne is baie groter, maar hy offer dit op, en hy gee dit vir sy disippels. Dit het natuurlik vroeër gebeur, dat Jesus vir ons duidelik maak, dit is deurleefde trauma. Dit is deurleefde ontsteltenis. Toe Jesus die laaste keer Jerusalem inkom, lees ons in Johannes 12 vers 27, Jesus sê, nou is ek diep ontstel. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Maar juis hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Jesus was ontstel. En aan tafel, by die laaste paasmaal, lees ons in Johannes 13 vers 21, na hierdie woorde het Jesus ewig ontsteld geword, en openlik verklaar, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Hy het mens geword. Hy ken ontsteltenis, maar hy is God, en hy het ook daarvoor vir ons gesterf. Hy maak ons ook gesond, hy genees ons. Weet jy, wat is die grootste gevaar van swaar kry, van trauma, van erge ontsteltenis? Is dit dat 'n mens, as jy nie toeklap, soos 'n skuld nie, dan kyk jy net na binne. As dit nou op jou gekom, dan is dit, hierdie trauma, hierdie ontsteltenis, hierdie gebeure, na binne gefokus. Jy dink net aan wat jy nou ervaar. Ek, my seer, my swaar. As jy praat, dan praat jy daaroor. As iemand bel, dan praat jy daaroor. En dan is jou visie so na binne gerig. En wat doen Jesus? Hy kyk na binne. Hy sien hulle ontsteltenisse. En so gee die Here, die lewende Here, ook vir u en vir my, 'n nuwe hart, 'n nuwe kyk. Nie net om na binne te kyk nie, maar ook die ander raakes, wat ook hulle groot of kleiner ontsteltenis en wroging het. En dit help ons. Die mense, die dokters en die sielkundiges wat hieroor navorsing doen, mense genees vinniger wanneer hulle medepasiënte in die hospitaal met hulle kommunikeer en hulle bemoedig en hulle bystaan. Mense met ernstige depressie, wat altyd net aan sy swaar kry dink,
wanneer so 'n persoon byvoorbeeld soos by Denmark met ander pasiënte gesels. En hoor, hulle is ook in die bootjie. En dan nie die siekte uitrafel en daaroor uitbrei nie, maar bemoedig en bystaan. En net vir hulle byvoorbeeld sê, daar gaan 'n tyd kom dat dit verby gaan wees. Die Here het al ons swaar kry op hom geneem. So help ons ook ander mense om gesond te word in hulle ontsteltenis. Maar dan is daar ook die tweede gedeelte wat vir ons wys hoe Jesus mense se ontsteltenis gesond maak. Wat doen Jesus verder? Hy bied aan 4 disippels met ernstige vrae geduld, antwoorde op 'n geduldige manier. Met groot geduldige antwoorde. Die disippels het Jesus nie begryp nie. Die reaksie van onsekerheid, onbegrip en ongeloof van 4 disippels is in hierdie gedeelte vir ons genoem. Ons lees in die eerste plek van Petrus. Dit is nou net voor ons skriflesing in vers Johannes 13 vers 37. Toe sê Petrus vir Jesus: Here, hoekom kan ek u nie volg nie? Ek sal my lewe vir u aflê. En Jesus weet Petrus moet nog genees word van sy verbronge bravade. Hy sal nog agterkom, hy gaan Jesus verloor. En dan later gaan hy hom daar by die see en die visvang weer ontmoet. Die tweede een is Thomas. Hy sê: Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe ken ons dan die weg daarheen? En dan antwoord Jesus hom met groot geduld. Kyk, hy kon hulle verkwalik het. Hy kon hulle berisp het. Hy kon hulle verwerp het. Hy kon hulle uitgeskel het. Want hy het vir hulle vir ten minste 3 jaar deeglik onderrig met gelykenisse, met baie gesprekke, met wonderwerke. En nou, hier op die einde, op die vooraand van sy weggaan, kom hulle nog met hierdie vraag. En Thomas vra: Ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe ken ons die weg daarheen? En Jesus het vir hom gesê: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hier som Jesus die hele evangelie in 'n neutedop op vir Thomas. Die derde een is Filippus. Hy sê: Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom: Ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Jesus is nie lelik met Filippus nie, maar hy leer hom. Hy leer hom weer van vooraf alles en sê vir hom: die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. En dan die vierde een, Judas. Nie die Iskariot nie, vra vir hom: Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom toe dat die openbaring gaan gepaard met 'n persoonlike verhouding in hom. Hy wil eintlik weet, nou hoekom is dit so dat u die groepie vir wie u lief is en wat vir u lief het, dat u hulle red, maar nie die hele wêreld, elkeen voor die voet nie. Hy sê Jesus: nee, dit is net die wat 'n verhouding met my het. Almal, die hele wêreld word uitgenooi. Want so lief het God die hele wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie 4 mense ontvang
groot geduld by Jesus. Voel jy ook dalk partykeer dat hulle is so ongeduldig met jou. Hulle verstaan jou nie. En dan word jy ook met jouself ongeduldig as die ontsteltenis van dinge wat plaasvind. Die ontsteltenis wat jou laat wakker lê, wat jou vroegure laat wakker word. Dat dit nie wil wegsmelt nie, maar dat jy elke oggend weer moet opstaan in hierdie miswolk van ontsteltenis. God bly geduldig. Hy is geduldig met die vrae en vrae van sy disippels. Jesus wag vir jou. God wag vir jou. Praat met hom dan. Kyk na die psalms van Dawid. Psalm 13, Here, hoe lank nog? Hoe lank moet ek nog in my eie worsteling stry? Hy het net God daaroor gepraat, nie sy rug op die Here gedraai nie. En wat leer ons hier uit Jesus se voorbeeld? Ons leer om soos hy geduldig te wees en met groot geduld nederige antwoorde te gee aan mense. Ag, ons sê dit al vir baie lank, en die vorige geslag het ook al mense gesê, ons leef in moeilike tye. Dit klink soos 'n kliseë. Maar ek dink as ons almal so oortuig, dit lyk of dit handuitdruk in ons land. Dit lyk of dit handuitdruk in Amerika. Dit lyk of dit handuitdruk in die Oekraïne, in Israel, in Gaza, in die strate van Suid-Afrika, in die raadsale van Suid-Afrika. En mense verloor hulle werk, mense verloor hulle gesondheid, mense rondom ons is intens ontstel. Een van God se maniere is om sy hande en sy voete teen ek op hulle pad te bring. Wees asseblief soos Jesus, geduldig met jouself en geduldig met mekaar. En dan is daar nog 'n pragtige, belangrike manier, hoe Jesus ons bevry van ons ontsteltenis. Dit is met sy helende teenwoordigheid. Jesus verseker hulle, nou die Engels, ek kry nie 'n beter Afrikaanse woord, ek het lank genoeg gedink nie. Die Engels gebruik die kinders, as 'n maatjie hulle nou teleurstel, of vir 'n vriend het hulle in die steek gelaat, dan sê die tieners, hy het my gedrop. God drop ons nooit nie. Jesus sê in vers 16, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. God die Heilige Gees word hier voorspraak genoem. Die Griekse woord is parakletos. Dit is jou verteenwoordiger, dit is jou advokaat, die een wat vir jou pleit in die hofsaak, die een wat jou bystaan, wat aan jou kant is, wat jou ken en jou saak beklei. En die Heilige Gees is God se voorspraak in en by ons, maar is ook ons voorspraak by God. Daarom toe Jesus opgevaar het na die hemel, het hy nie ons alleen gelaat nie, maar hy het sy Heilige Gees gestuur. Hierdie voorspraak werk in ons. Ons lees in Johannes 14 vers 25 en 26 ook. Dit sê ek terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner om alles wat ek vir julle gesê het te onthou. Baie mense fokus op verskillende maniere op die Heilige Gees.
Sommige mense fokus en sê, jy is gevul met die Heilige Gees. Die Gees is in jou lewe teenwoordig. As daar byvoorbeeld wonderwerke gebeur, of iemand het 'n besonder geestelike gawe. Dit is so, die Here gee dit vir mense. Natuurlik sê die Bybel ook, hy gee vir verskillende mense, verskillende gawes. Dit het terloops. Maar die algemene werk, dit wat die Heilige Gees gekom het, en wat Jesus duidelik formuleer, is die werk van die Heilige Gees. Ek gaan en ek sal 'n ander trooster, die Heilige Gees, stuur na julle toe. En wat doen die Heilige Gees? Hy is ons voorspraak. Hy het nie sy eie agenda. Die Heilige Gees se agenda is om die afgehandelde versoening van Jesus Christus in ons lewe toe te pas. En Jesus sê, die Heilige Gees sal julle herinner aan my woorde. Ek het dit al by 'n vorige geleentheid by 'n Pinksterfees gedoen. Ek het gesê, kyk 'n bietjie na hierdie lig. Kyk na hierdie pragtige kandelaar. Hierdie kandelaar is nie hier om ons aandag te trek. Hierdie kandelaar, hierdie ligte, is nie hier geïnstalleer dat ons op hulle fokus nie. Hulle het 'n werk, naamlik om te skyn op die Bybel, op die Woord. En so is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die mees nederige van die 3 persone van God. Want hy trek nooit die aandag op homself. Hy vestig die aandag op Jesus, op die woord van God. En die Heilige Gees is ook, die Bybel is die swaard van die Gees. En die woorde van Jesus is vir ons hierin opgeteken. En daarom skyn die Heilige Gees. Nie dat ons na die skynsel moet kyk en dit bewonder nie. Ja, dit is pragtig, dit is bewonderenswaardig, maar sodat ons die woord kan lees en kan verstaan. Hy herinner ons aan wat Jesus gesê het. Maar, dit is nou 'n pragtige beeld. Dis 'n mooi beeld. Jesus laat vir ons iets na. Toe hy dood gegaan het, hier staan sy testament. Wat sê Jesus? Hy sê in vers 27, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. En wie is die eksekuteur van hierdie testament van Jesus? Sy vrede laat hy ons na. Dit is die Heilige Gees. Eenmaal lank gelede, ver van ons, buite ons, het Jesus sy versoeningsoffer gebring. Ver van ons, buite ons, lang 2000 jaar gelede. Die Heilige Gees kom maak dit nou in my, met my van toepassing. Hy is nou die eksekuteur van Jesus se boedel. My vrede laat ek vir julle maak. En is dit nie 'n wonderwerk dat God in ons ontstaan is, in ons hartseer, ons laat vrede gee. Toe ons gister by Celia hulle gesels, toe sê ek vir haar, ek wil hierdie voorbeeld vandag neem. En ek het dit werklik oor die amper 40, maar dit is net so 39 jaar in my bediening, dit keer op keer ervaar. As ek by iemand by die huis, maar meestal in 'n hospitaal kom, waar veral ook terminaal siek mense is, 'n gesprek aanknoop, partykeer is hulle so siek, die suster laat my toe en sê, 2 minutes, en dan lees ons 'n gedeelte in die Bybel. Baie wil graag Psalm 23 hoor. Maar ek lees ook Psalm 14. Ek gaan op julle baie plek voor te berei en verduidelik Jesus se versoening. En elke keer maak nie saak watter teksvers nie. Dan sê die mens, die persoon, die lidmaat, dankie. Dit beteken vir my so baie. God se woord gee moed. Dit gee hoop. Dit gee
dit gee seker. Ek kan nou my oogies nie toemaak, maar ek maak hulle weer by Jesus oop. Christus gee vrede. Dit is sy helende teenwoordigheid wat hy vir ons bied. Ons volg die Here wat ons ontsteltenis bestry. Amen. Baie dankie Here, dat U vir ons lief is. Dankie dat U U lewe gegee het. Dankie dat U nie so selfgesentreerd was om daardie aand net te dink hulle moet U nou troos en hulle moet U bemoedig en met U die kruis tegemoet. Maar dat U opofferend U deernis vir hulle gegee en ook vir ons. Here, ons bid vir mense wat verskillende tipes ontsteltenis beleef. Party die alledaagse, maar ander meer intense. Die eensaamheid, die verouderingsproses, die verwarring van 'n tiener jong mens, en die waardes van hierdie wêreld en van hierdie lewe. Die goed wat in die jong mense se hart ruk, as die versoekings uit verskillende oorde kom, en vir hom die idee sal gee dat hy maar net 'n ou faaljaapie is, 'n regte loser, as hy nie saamgaan nie. Here, dit ontstel hulle so, en ons bid, Heilige Gees van God, sal U asseblief veroud en verdonk, oorlaai met U opofferende deernis. En dankie Here dat U met ons geduldig is, dat ons maar weer kan probeer, en weer, maar altyd weer na U toe kom met ons vrae. En dan lig U ook ons ontsteltenis met U geduldige antwoorde. Dankie dat U teenwoordig is, Here. Ons sou so baie graag, soos wat die Jode daar in die tempel, daai gordyn gesien. Daai groot dik gordyn. En daar agter is die allerheiligste. En die hoofpriester gaan een keer per jaar daarin, en hy sien met sy oë die verbondspak en die gerubs daar. En hy bring 'n versoening vir die volk. Hulle sien destyds hoe U ingetrek het in die tempel soos 'n wolk. En hulle die wolkkolom in die dag gesien, en die vuurkolom in die nag. Hulle het met hulle oë iets van God gesien. Dankie dat U ons geloofsoë oopmaak. Dat ons net hierdie wete het, want U, Heilige Gees, U oortuig ons van sonde, en U oortuig ons ook dat ons kinders van God is. Dankie dat U teenwoordig is. Here, baie dankie vir hierdie gemeente, wat al vir 175 jaar hier 'n baken is van die evangelie. Hierdie gemeente vir wie U baie lief is. Baie dankie vir die verskillende mense wat kerk vorm. Dankie vir hierdie pragtige gebou wat die kerkgebou is. Maar dankie ook vir die kerk van Christus wat gelowige mense is, wat U hier dien en besing en volg en van U getuig in die lewe daarvan. Wil U die gemeente seën. Dankie vir die seëninge wat hulle ervaar. Here, ons dra elke kerkraadslid aan U op. Vir elkeen wat op een of ander manier, behalwe vir die erediens bywoning, ook betrokke is by 'n projek, by 'n bazaar item, by 'n aktiwiteit van die gemeente, by die jeug, by die sending, al die aktiwiteite. Met elkeen asseblief, Here, dra hulle, en
bid ook vir Dominee Johan en sy gesin. Dankie dat hy liefde het vir die mense van Leidenburg, dat hy ook omgee met beerders. Seën hulle as herderskap. Ons vra dit in afhanklikheid in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Neem ons die dankoffersgawes nou in, nee Hans? Ja, dan is dit nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffergawes. Aan Jesus koning al die eer, buig engele voor hom neer, buig engele voor hom neer. Moet gee aan hom die koningskroon, om en volg hom as die Heer. Om hom verlostes van die lam, wat om sy troon verkeer, wat om sy troon verkeer. Sing alle volke, elke stam, kom loop hom, en volg hom as die Heer. En sal verlostes almal saam, ook saam met hom regeer, ook saam met hom regeer. Kom almal los sy grote naam, kom loop hom, en volg hom as die Heer. Dit was pragtig om te luister na die sanggroepie se sang, ook in die begin met die voorafsang. En net ek het gehoor, die sanggroepie bestaan uit meer as net julle drie. Die gemeente waardeer dit verskriklik baie. Ons hoor daarvan in Pretoria. Baie dankie dat julle vanoggend gedoen het. Dankie vir die orgelspel Amanda en ook vir Andrea wat waarneem as koster vanoggend, dat julle twee ook vir ons hier help. Dankie ook vir julle bydrae vir julle diens. Die lied waarmee ons afsluit, wat hy nou vanaf. As dat om met sê, met die rekenaar aanskryf asseblief. Daar is hy. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom ons sing hierdie lied, dis die 519, die verse tot eer van die Here. Stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou
Die seën is na aanleiding van die woorde van Psalm 23, ontvang dit as die seën van die Here. Die Here, jou herder, seën jou met groen weivelde en waters van vrede. Hy seën jou op die regte paaie en met vreesloosheid waar jy deur donker dieptes gaan. Hy seën jou met 'n feesmaal aan sy bereide tafel en met 'n tuiste in sy teenwoordigheid. Amen.